Alright, so kom ons kyk nou na die voorbeelde. So jy het nou al jou teorie, so nou beweeg ons aan na die voorbeeld. Alright, so voorbeeld 1 sê hulle, skryf die verhouding neer in terme van die sye van driehoek A, B, C. Alright, so daar is my driehoek. Eerste ding, nog voor jy even kyk na jou vraag, is gaan vind vir my jou skyns sy. Alright, so daai is obviously my 90 grade hoek. So my skyns sy is iemand reg oorkant om sit. So met ander woorde, maak nie saak wat my vraag is of wat sou ek gebruik nie, AC is my skyns sy. Alright, dan kyk ons na vraag 1. Vraag 1 werk met hoek C. Alright, so daar is obviously hoek C. So vanaf hoek C, wat gaan my teenoorstaande sy wees? Dit gaan die een wees wat aan die teenoorgestelde kant van hom is. So met ander woorde, AB gaan my teenoorstaande sy wees. En dan wat se sy gee vir my daai hoek C? Wel, dit gaan BC wees. So BC is my aangrensende sy. Alright, so kom ons werk eers met net hoek C. So alles wat hoek C het, gaan ons gou eers hanteer. Okay, so ons begin met sin van C. Wat is sin nou weer? Sin is jou teenoorstaande sy op jou skyns sy. So vanaf hoek C, wat is my teenoorstaande sy? Ons het gesê dit is AB. En wat is my skyns sy? My skyns sy is AC. Met ander woorde, sin C is AB op AC. Alright, kom ons beweeg aan na B toe. Cos C. So onthou cos as, beteken dit is my aangrensende sy op my skyns sy. So in my driehoek, wat is my aangrensende sy? My aangrensende sy is BC. En wat is my skyns sy? My skyns sy is AC. Alright, so dis wat hulle bedoel, as hulle sê, skryf dit in verhouding, onthou 'n verhouding is 'n breek, so met ander woorde, jy moet net gaan sê, watter twee sye vorm daai verhouding. Alright, dan het ons nou vir, hier by E, het ons nou vir koseksie. So nou moet ek dit gou weer onthou, wat is die resiprook van kosek? Dit is 1 op sin. Alright, met ander woorde, as sin teenoorstaand op skyns is, beteken kosek moet wees skyns op teenoorstaand. So met ander woorde, my skyns sy is AC, so die teenoorstaande sy is dan AB. So sien jy daai A en E, hierdie twee, is letterlik die omgekeerde van mekaar. Daar is AB bo, AC is onder. Hier is AC bo en AB is onder. Hoekom? Want hulle is resiproke. Right, dan is dieselfde by F, seksie. So seksie se resiprook is 1 op cos. En onthou, cos is aangrensend op skyns. So die resiprook daarvan, die omgekeerde daarvan, gaan wees skyns op aangrensend. So as ek kyk in my driehoek, wat is my aangrensende sy? Dit sal wees wat is my skyns sy? My skyns sy is AC. En dan wat is my aangrensende sy? Dit is BC. Sê tussen B en F weer eens, hulle is die omgekeerd van mekaar, hulle is die resiproke van mekaar. Right, so nou is ons klaar met die vraag oor C. Okay, so dat ek net hier so, jy kan 'n ander keer pen vir jouself kry, of 'n ander keer highlighter. Right, nou werk ons met A. Alright, so daar het ek 'n A, daar het ek 'n A, daar het ek 'n A. Alright, so hierso is hoek A in my driehoek. So as ek kyk na hoek A, waar sit my teenoorstaande sy? Waar is die teenoorgestelde sy van daai A? Dit gaan wees BC. Met ander woorde, BC is nou my teenoorstaande sy. En dan wat se sy vorm daai hoek A? Dit sal hierdie sy hierso wees. So dit is my aangrensende sy. Alright, so is belangrik dat jy kyk na wat se hoekie mee werk. Want met C was dit omgeruil, waar hoek A is BC na my teenoorstaande sy en AB my aangrensende sy. Okay, so die eerste ene is tan. Tanta beteken dit is teenoorstaand op aangrensend. So in my driehoek, wat is die teenoorstaande sy van hoek A? Dit sal wees
BC. En die aangrensende sy sal dan wees AB. So my teenoorstaande sy is BC op my aangrensende sy van AB. Right, D wat sin was, onthou sin is jou teenoorstaande sy op jou skynsy. So my teenoorstaande sy was BC en dan my skynsy is AC. Right, sien jy tussen A en D, altyd praat van C. Right, so altyd praat van sin. So met ander woorde, altyd werk met teenoorstaande op skyns. Dit maak net saak wat se letter, wat se hoek werk dit mee. Wat ek met hoek C gewerk het as my teenoorstaande sy AB. Maar as ek met hoek A werk, dan is my teenoorstaande sy BC. My skynsy bly altyd dieselfde. Alright, die laaste enetjie hierso is dan G, kot A, onthou die resiprook van kot is tan, met ander woorde gaan hy werk met 1 op tan A, nou is tan teenoorstaande op aangrensend is, beteken dit kot moet die resiprook daarvan wees, so hy gaan dan wees aangrensend op teenoorstaande. My aangrensende sy is AB, op my teenoorstaande sy van BC. Alright, so ek hoop dit maak sin. Nou, in 2.1 sê hulle bereken die lengte van PR in driehoek PQR. Right, so wat se sy is daai is obviously jou skyns sy. Nou hulle sê klaar vir jou PR is kwadraat, so met ander woorde waarmee werk ek werk met Pythagoras. So my skyns sy kwadraat, so die formule van Pythagoras is altyd jou skyns sy kwadraat, gelyk aan jou ander een sy kwadraat plus jou ander sy kwadraat. Right, so in hierdie geval, my skyns sy is PR kwadraat, great, my ander twee syne waarmee ek werk is PQ kwadraat plus QR kwadraat. Onthou, jy moet altyd jou rede skryf. Right, so ons weet PQ se waarde is 3, so in PQ se plek vang ek nou 3, en dan QR se waarde is 4. Met ander woorde, in QR se plek gaan ek nou 4 vervang. 3 tot die mag 2 is 9, plus 4 tot die mag 2 is 16, so 9 plus 16 is 25. Maar, daar is nog die waarde van PR kwadraat. So as ek nou vir PR alleen wil kry, moet ek die vierkantswortel van PR kwadraat kry en die vierkantswortel van 25. En wat is die vierkantswortel van 25? Dit is 5. Met ander woorde, die lengte van PR is 5 cm. Okay, so by 2.2 sê hulle, skryf vervolgens die verhouding, die numeriese waardes beteken nommers, okay, van die volgende. So die eerste ene is sin beta. Right, so in wiskunde, voor ons nou hier aangaan, kry ons 3 verskillende simbole. Right, die eerste enetjie is so 'n sirkeltjie met so 'n halwe lyn deur hom. Okay, dit lyk amper vir my soos 'n mini planeet. Okay, hom noem ons theta. Okay, dit is daai simbool se naam. Jy gaan hom nog ongelooflik baie sien. Die B is maklik. Ons noem hom beta. Alright, so dis letterlik net 'n B met soos 'n ekstra lang lyntjie. En dan die laaste enetjie, die enetjie wat lyk soos 'n kruisie, dit is alfa. Alright, maak seker jy skryf hierdie iewers in jou boek neer, want jy gaan dit nodig hê. Alright, jy moet dit kan toepas. Alright, so kom ons gaan nou terug en vraag. Hulle praat van sin beta. So waar in my driehoek het ek 'n beta? Okay, waar my driehoek? Daarso. Met ander woorde, as daai die hoek is om ek moet werk, hoek P wat beta is, waar gaan my teenoorstaande sy wees? My teenoorstaande sy gaan hierso wees by die 4. En dan waar is my aangrensende sy? My aangrensende sy gaan hierdie 3 wees. So as hulle nou vra vir sin beta, moet jy onthou sin is teenoorstaand op skyns. En my teenoorstaande sy, so numeriese waarde is 4.
en my skynsyse se numeriese waarde is 5. So met ander sin beta se verhouding is 4 op 5. Net so met ons tan kan doen. Weereens, wat is tan beta? Wat is die verhouding van tan? Dit gaan wees teenoorstaand op aangrensing. Met ander woorde, wat is die teenoorstaande sy van hierdie driehoek? Dit gaan wees 4. Wat is die aangrensende sy van hierdie driehoek? Dit is 3. Alright. Nou by vraag C, nou wil hulle nie meer werk met beta nie, maar nou wil hulle eerder praat oor theta. So by theta is eentjie met die sirkel met 'n streepie deur. So waar my driehoek het ek 'n theta? Daarso, daar by R. So as ek met hom werk, moet ek myself weer eens vra, waar is sy teenoorstaande sy? Sy teenoorgestelde kant gaan wees hierso by die 3. So vir theta is daai jou teenoorstaande sy. En dan wat gaan die aangrensende sy wees? Dit gaan obviously hier by die 4 wees. Alright, so onthou hulle ruil eintlik maar net om. So cos as beteken is aangrensend op skyns. So wat is my aangrensende waarde, se numeriese waarde? Dit gaan nou wees 4. Alright, ons is besig met theta, so sy aangrensende sy is hierdie enetjie. En dan my skynsy bly 5. Right, die laaste enetjie is sin 90 grade minus beta. Nou, onthou, 'n driehoek het driehoeke. Right, in hierdie geval het ek 'n beta en ek het 'n theta. So, ek wil weet wat se hoek bly oor. So as ek die 90 grade hoek wegvat, kan scratch hom uit, en ek vat my beta weg, want dit is nou 90 grade minus beta, wat se hoek bly oor? My theta. So sin 90 grade minus beta kan net sowel dieselfde wees as sin theta. Alright, net soos ek vir byvoorbeeld gesê het, cos 90 grade minus alpha, dan vra ek myself, wat vat ek weg? Ek vat die 90 weg, ek vat die alpha weg, so wat se hoek bly eintlik nou oor? Ek bly oor met my beta hoek. Alright, so sin theta, sin weet ons is teenoorstaand op skyns. Alright, en wat is teenoorstaand van theta? Daar's theta, so sy teenoorstaand is my rooi lyn, so dit gaan wees 3 op die skynsy van 5. Right, so ek hoop dit maak vir julle sin. Right, die belangrikste ding hierso wat jy nou moet leer, is wat is jou verhoudings? Right, hierdie wat ons in die begin geskryf het. Sin is altyd teenoorstaand op skyns. Cos is aangrensend op skyns. Tan is teenoorstaand op aangrensend. Dan moet jy weet, wat is hulle resiproke? Alright. So ons weet, cot is 1 op tan, sec is 1 op cos, cosec is 1 op sin. En afhangend van wat se hoek ek mee werk, verander my teenoorstaande sy en my aangrensende sy. En dan net hierdie blokkie wat ek hier neergeskryf het, moet jy ook seker maak het neergeskryf, so jy net weet, as ek praat van theta, beteken dit, dis daai symbool. Beta, dis wat lyk soos 'n B. Alpha, dis enetjie wat lyk soos 'n kruisie. Alright, so jou huiswerk dan vanmôre gaan wees oefening 1 en oefening 9.